Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. 'n Goeie dag julle almal. Vandag lees ons Efesiërs 4. En dit handel oor wandel in eenheid. Here, leer ons waardig wandel. Help ons om waardig te wandel voor U aangesig. En hier is oom Piet en hy gooi sy hande in die lug. En hy sê, nou draai die brief. Ja, Efesiërs 4 is die praktiese deel, die etiek. Hoofstuk 4 begin met die eerste wandel. Wandel in eenheid. En nou gaan Alta Leroux vir ons voorlees. Baie welkom Alta en baie dankie dat jy ons help met die leeswerk, om die evangelie van die Here uit te dra, reg oor die wêreld. Alta, Lewende Vertaling 2007. Efesiërs 4. Die eenheid van die gemeente. Ek doen dus 'n beroep op julle. Ek wat 'n gevangene in die diens van die Here is. Leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. Met totale beskeidenheid en sagmoedigheid, ja, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle daarop toelê om die eenheidsband te bewaar wat die Gees bewerk het. Daar is net een Gees, soos julle net een toekomsverwagting het op grond van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God, ons almal se Vader. Hy heers oor almal, werk deur almal en woon in almal. Maar aan elkeen van ons afsonderlik is volgens Christus se vrygewigheid 'n genadegawe gegee. Daarom sê die skrif, toe hy in die hoogte opgevaar het hy kruisgevangenes meegevoer en geskenke aan die mense gegee. Wat beteken hy het opgevaar? Anders as dat hy eers vooraf moes neergedaal het na dit wat laer is, naamlik na die aarde toe. Dieselfde persoon wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het tot ver bo die wolke en sterrehemel, sodat hy die heelal met sy teenwoordigheid kan vul. Hy het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars vir hulle dienswerk. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou. So sal ons uiteindelik almal deur geloof en deurdat ons die Seun van God ken, 'n eenheid vorm, 'n volmaakte mens wat aan die standaard van Christus se volmaaktheid voldoen. Dan, as mense ons met slinksheid en slimstreke op verkeerde paaie wil lei, sal ons nie meer soos klein kindertjies wees nie. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig nie. Nee, terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei, om soos Christus te wees. Dit werk so. Christus is die hoof. Onder leiding van die hoof is die liggaam goed aan mekaar gesit. Al die ondersteunende liggaammente hou die liggaam by mekaar. Elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie en so, deur liefde te bewys, bou die liggaam homself op. Daarom sê ek met God se gesag, moenie langer soos die nie-Christene lewe nie. Wat hulle uitdink is niks seggend, hulle verstand is verduister. Omdat hulle onkundig is en onwillig is om tot bekering te kom, ken hulle nie die lewe wat God gee nie. Omdat hulle nie omgee vir wat reg of verkeerd is nie, gee hulle hulself oor aan losbandigheid en beoefen so gretiglik elke vorm van onreinheid. Maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor. Julle het tog aangaande hom onderrig ontvang volgens die waarheid, wat daar by Jesus is. Julle het tog in julle eenheidsband met Jesus die waarheid geleer, naamlik dat julle wat julle vroeër leefstyle betref,
die ou sondige mens soos vuil klere moet uittrek. Bedrieglike begeertes laat hierdie mens sy gronde gaan. Julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens soos skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is, iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan hom toegewy is. Daarom moet julle die leuen aflê en die waarheid teenoor mekaar praat. Ons is tog lede van dieselfde liggaam. Moenie sondig as jy kwaad word nie. Moenie tot die aand toe kwaad bly en die duiwel so 'n houvas gee nie. Die dief moet ophou steel en eerder hard werk. Hy moet sy eie hande vir eerlike werk gebruik, sodat hy iets kan hê om mense in nood te deel. Moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. In julle eenheidsband met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdag sal belewe. Raak saam met ander slegte dinge ontslae van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerlik vriendelik met mekaar. Geef vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het. Tot sover vandag. Nou ja, altyd klaar gelees en ouma wil net gou ietsie sê. En sy sê Paulus smeek, leef is soos mense wat geroep is, sagmoedig, geduldig, verdra mekaar in liefde, een liggaam, een gees, een hoop. Jesus het gawes gegee. Hy het apostels, profete en herders gegee. Hy het dit nie vir hulle gegee vir 'n status nie, nee, maar sodat ons almal volwasse kan word in die woord van die Here. En dan die tweede wandel, nie soos die heidene nie, nee, trek die ou mens uit en word vernuwe in jou denke. En trek die nuwe mens aan. Moenie 'n sonde laat oornag nie. Steel nie meer nie. Praat opbouend, praat in liefde. En dan sluit ouma af met 2 vragies vir ons, terwyl sy na die jong klomp kyk. Watter gawe het God jou gegee om die liggaam op te bou? En gebruik jy dit? Watter ou gewoonte moet jy vandag uittrek? Dink 'n bietjie daaroor. En dan sê ouma in 'n laaste sin, Heilige Gees, maak ons een en maak ons nuut, soos U dit wil. Amen. Jou gawe, jou litteken. God het nie jou pad gemaak soos enige ander mense nie. Hy het jou deur vuur laat loop, maar hy het jou nie verloor nie. elke traan het iets geleer, elke wond het iets vertel, wat die wêreld wou vernietig, het God gebruik om jou te stel. Daar is 'n stem binne jou bors, Wat niemand anders dra. Daar is 'n lig in jou getuienis, wat deur jou donker vra. jy is nie net jou pyn nie, Jy is nie net wat breek, jy is 'n brief van God se hand, wat deur genade spreek. Jou gawe, jou roeping, jou litteken en seer, word in die hand van Jesus, 'n boodskap van die Heer. jou gawe is nie verniet nie, Jou pyn was nie te vergeefs, jou litteken
by sy genade. Jou stem dra wat hy genees. Wat God in jou gevorm het, kan die wêreld nie namaak nie. Daar is iets wat net deur jou kan kom, Iets wat net jou hart kan sê. jou gawe, jou oortuiging, jou litteken en jou lied. Maak 'n pad vir iemand anders Wat vandag nog niks kan sien. staan op, kind van God. Laat sy lig Deur jou breek, wat hy in jou gesit het. moet die wêreld hoor en weet. Moenie jou verhaal wegsteek, Omdat het rou en stukkend lyk. God bou dikwels uit die jas uit. Iets wat na sy hemel reik. Die plek waar jy geval het, Kan 'n altaar word van lof. die trane wat jy weggesteek het, Kan verander in geloof. daar is mense wat sal luister. Omdat jy self daar was. Jy ken die smaak van leegheid, Jy ken die gewig van las. maar jy ken ook die redder. Wat deur stilte nader kom. Jy kan sê, Ek was gepreek. maar ek is vasgehou deur hom. Jou gawe, jou roeping, jou litteken en seer, word in die hand van Jesus 'n boodskap van die Heer. Jou gawe is nie verniet nie, Jou pyn was nie te vergeefs. Jou litteken by sy genade, Jou stem dra wat hy genees. wat God in jou gevorm het. Kan die wêreld nie namaak nie. daar is iets wat net deur jou kan kom. Iets wat net jou hart kan sê. Jou gawe, jou oortuiging, Jou litteken en jou lied. Maak 'n pad vir iemand anders, Wat vandag nog niks kan sien. staan op, Kind van God. laat sy lig deur jou breek, wat hy in jou gesit het. moet die wêreld hoor en weet. Die wêreld kan talent koop, Maar nie salwing my die vuur. die wêreld kan woorde leer, Maar nie 'n hart wat God bestuur. die wêreld kan 'n masker dra, Maar nie jou waarheid leef. net Jesus kan